Goeienaand almal en welkom by Sport 7. Vanaand sit en gesels ons met 'n man wat baie min bekendstelling nodig het. Ons gesels vanaand met die Ankudop se coach Ankeltjie, soos almal hom maar ken. Is eintlik Jeremy Dion Joseph, maar ons ken mos maar hier as Ankeltjie. Dis die naam wat die verste gaan mos. Yes. Coach, dankie dat jy hier is vanaand by ons, maar kan coach ons net 'n bietjie vertel van wie coach is, van waar is hy, waar die goed geraak? Eerstens, baie dankie vir die geleentheid. Tweede ding, baie geluk met julle huweliksherdenking. Ek wil glo en vertrou dat God julle nog vir jare sal saam het en dan ook dat God het en guns julle sal volg. Eerstens, Ankeltjie is 'n ou wat eintlik uit die so-called agtergeblewe gemeenskap uitkom. Ek weet nie wie van julle weet nie. Sainsburystraat, De Villierstraat het ek groot geword. Daar was het baie gangsterisme. Daar was baie bekleierery. En as 'n 10-jarige het ek al gesien hoe mense doodgeslaan was waar ek deur die venster geloop het. Ons het in moeilike tye groot geraak. Ek het gematrikuleer by Langeberg, sekondêr op Robertson. Ek was college toe, Protea Tegnische College, vandag is hy Noordlink, waar ek marketing gestudeer het. Nou, baie mense weet nie, ek het ook 'n boek vasgehou nie. Ja. Nou, ek het rugby gespeel by Robertson Town, waar status 'n groot ding was. Jy moet 'n onderwyser wees, jy moet 'n bewaarder wees, jy moet 'n polisieman wees. Jou ouers moet groot name in die dorp was voordat jy enigstens by die klub eerste span wedstryd kan speel. Ek het my beywer as speler, het ek sekere lesse geleer. Ek het omtrent 50 wedstryde eerste span bankie gesit, waarvan ek nie een keer opgegaan het. Soos ek sê, daar was op daai stadium baie by die gesig gekyk, hoe jy in die eerste span kom, en of jy speelkans gaan kry. Ek het toe 'n ernstige enkelbesering opgedoen, wat toe my rugby beëindig het. Ja, so ook 2 operasies in my knie moes ek ondergaan. So 1999 het ek begin afrig as tweede span afrigter by Robertson Town. In daai stadium was dit die Premier Liga, waar daar net 2 klubs, dink ek, Robertson Town, en ek dink Mamre op daai stadium was deel van die Premier Liga. So dit was baie tawwe tye. Bedryf gemaak by die Langeberg munisipaliteit 2007. Was dit 7? Ja, 2007, ek het gewerk in die sportdepartement waar ek ontwikkeling gedoen het. Al 5 dorpe se sportvelde wat ek moet opgradeer en toegesien het dat dit onderhou word. Ek het intussen by Boland Rugby so ontwikkelingsbeampte gewees vir die Breë Langeberg streek. Dit was nou 2015. En dan het ek so tussendeur het ek by die IEC ook gewerk. Maar meeste van die tyd was ek maar net by afrigting betrokke. So daai so 'n kort agtergrond van myself. Okay, ek hoor nou. So coach het al op 'n jong ouderdom deur die gangsterisme en alles daai. Toe coach liefde vir rugby begin kweek en rugby gespeel, maar waar sal coach sê het die liefde vir coaching eintlik regtig begin vas? Ek sou sê, ek weet nie, ek noem dit waar my bynaam vandaan kom, Ankeltjie. Ja. En ek dink dit is eintlik gepas, want ek het altyd, juis as gevolg van die ouens wat gaan shoplifting doen het ek mos nou na my ander neefs toe gegaan. Yes. En meeste van die tyd was my neefs 15, dan was ek 7 of 8, en ek het saam met hulle rugby gespeel, of cricket gespeel. So gevolglik het daai vir my die bynaam gekry, ek hou vir my groot amper. Kyk vir Ankeltjie, oompie hou vir hom groot, hy loop met groot manne en so aan. Ons het toe op so 'n stadium met ons
op daai stadium dus behoort aan die brigade. En ek het trommel gespeel, maar ek het baie goed by hulle geleer, omdat hulle mos nou ouer as ek is. En eventually ek by die skool begin rugby speel en ek het altyd ander goed gesien as wat my spanmaats het sien. Okay. So ek sal sê die feit dat ek met groter ouens geloop of gespeel het ek seker goed by hulle geleer, maar op daai stadium ook wil ek ook by sê was ons maar vasgenaal aan die TV. Het is maar die so-called boere rugby gekyk, VP Bloubulle, Transvaal, soos hulle destyds bekend gestaan het. En ek sê het baie keer vir my seentjie ook dat jy sal moet rugby kyk sodat jy kan rugby leer ook. So daar het ek begin te bietjie my kennis getoets. Eventually toe dit nou kom dat ek beseer is en nie meer mag speel nie, het ek toe in coaching ingegaan. Okay. Coach, soos coach ook nou al aangegaan het in die coaching jare, coach het mos nou al 'n paar titels agter die rug gekry en 'n paar ligas gewen en so. Is daar sekere titels wat meer uitstaan as die ander? Waar coach nou miskien kan dink? Ja, nog nie wat vir my uitstaan is, eerste ene is, ons het 2008 is ons gerelegeer na die Boland Superliga toe. Ons het 2008 wen ons daai Superliga en ons word weer terug gepromoveer na die Boland Premierliga. So ons is toe die newcomers weer. Ons wen presies dieselfde jaar, 2009, wen ons die Premierliga van die Boland. Dat is nou met Robertson Town. Robertson Town, yes. Nergens het ek nog gesien dat 'n klub dit vermag het, want ek kan hier rondom ons kyk en in die Boland waar ek weer vriende gemaak het is, klubs wat gesak het of verder gesak of spartel om in daai liga te bly. Maar wat 2009 so spesiaal maak vir my is dat 2009 het ons vir Ceres Boere, soos ons hulle genoem het, gewen om die titel. Maar wat dit spesiaal maak is dat Ellen Zondag, een van die gesoutste afrigters in die land, was die hoofafrigter van Ceres. Okay. Hy het die RPC daar, Riebeek Wes, het hy bedryf. So gevolglik het hy van die beste spelers daarin gekry en hulle het eventually Ceres gemaak. Yes. 'n naam wat bekend is, wat ons almal al gesien het, SP Maree. Hy was 19 jaar oud daai jaar en ons het vir hulle gewen om daai beker. En dis hoekom dit vir my 'n spesiale vermelding is, want dit het uitgestaan. Een van ons doelwitte, of wat ek ook nou net kan sê, is dat die feit dat ons nou gepromoveer het, Young Good Hopes, na die groot uitdag, sien ek met groot afwagting uit om dalk vir 'n tweede keer die newcomer te wees en die liga te wen. So ek hap bietjie goed, maar dis ongelukkig my dryf wat ek myself aan die gang kry, sodat ek my beplanning en goed saam met die borg en die bestuur kan uitklaar, sodat ons op 'n plek kan kom, want ek glo dit is binne ons mag om dit te doen. Yes, and there's a saying that says, shoot for the moon, and even if you don't reach the moon, you'd still land among the stars. Coach, ons het nou so 'n bietjie van die titels gepraat en gevra wat nou die meeste uitgestaan het, maar waaraan sal coach al coach suksesse kan toeskryf en is daar dalk 'n sekere resep wat coach volg? Ja, is dit daar weer, né? Eerstens, ek baseer my philosophies op dit wat ek van God ontvang het. Talente, ek beskou dit as talent en ek gee altyd eerste aan iemand van bo. Die tweede ding is, ek het geleer om 'n student te bly van die wedstryd of van die game. Yes. Is een belangrike aspek. Kom ons kyk gou aan die huidige setup van Young Good Hopes. As jy eerlik is met spelers, dan gaan spelers inkoop
by jou idee. Maar as jy nie eerlik is nie, en jy moet byvoorbeeld vir 'n speler sê hoekom hy gedrop is, of jy verkies om nie te sê nie, dan hang daar mos klomp negatiewe Yes. energie daar buite. So eerlikheid is absoluut belangrik. Die tweede ding is, soos in enige besigheid, né? In enige besigheid moet jy moet 'n opname maak van jou stok wat jy het. So as die mense nou inkom en hulle kom soek brood, wat ons weet is een van ons belangrikste items in die winkel. Yes. En daar is die brood nie. Dan kan jy maar jou besigheid, jou deure toemaak. So is belangrik wat ek weet. Jy moet gaan seker maak wat het ons. En op die stadium wat die reëls aanbetref, sê die reëls baie duidelik, jy moet 2 stelle voor jy het. So as jy nie daai het nie, dan moet jy 'n plan maak om te kry. Ek dink my kennis van die game is nog nie van die worste nie, maar soos ek sê, ek volstaan by stay a student of the game. Ja. En daai is vir my 'n belangrike wegtrekpunt. En wanneer ek die spelers ingebring het in samewerking met ons plaaslike spelers, dan is dit 'n perfect gameplan kry wat die stok wat jy het, wat vir hulle die beste gaan soet. So my suksesse is gery op die inkoop van spelers by my plan, maar terselfdertyd moet ek ook weet, daai speler sal daai job vir my kan doen teen die span, die next speler sal teen die ander oppositie, sal hy weer daai job kan doen. So dit gaan maar oor jou insig oor die game, en weet wat se tipe talent jy tot jou beskikking het. Ja, en die eerlikheid en honesty Absoluut, is the absoluut, best policy. absoluut. Coach Susan, in vandag se lewe kry mens mos maar nou baie. Daar is altyd mos maar laagtepunte ook en lows. Is daar van die lows wat coach bereid is om mee te deel en hoe het coach verby dit gekom of wat, you get what I'm saying? Ja, die lewe is van so 'n aard dat ons moet die hoogs en die laas kan hanteer. Ek het my fair sort of lows gekry. Om te begin, ek was, soos ek vroeger genoem het, 1999 het ek begin te afrig by Robertson Town as tweede span afrigter. Soos ek vroeger genoem het ons op daai stadium in die echt blanke era gespeel teen hulle. My tweede span het 2001 het ons die berge gebreek waar ons derde geëindig het tussen al die blanke klubs. Die daaropvolgende jaar word daar 'n nuwe bestuur gekies. En op hy stadium toe bestaan die bestuur, voorsitter is 'n skoolhoof, ondervoorsitter is 'n skoolhoof, kassier is skoolhoof, sekretaris onderwyser. Ek dink hulle was op 'n stadium 7 ouens wat belas is met onderwys. En daai mense het glad nie eers gekyk na my rekord as 'n afrigter nie. Hulle demote my na derde span afrigter toe. Ja. Die ou wat vir my die aanstellingsbrief gebring het, is die sekretaris, en ek maak die ding oop en ek begin te huil. Want ek voel dis unfair dat ek demote word, hoekom man nie behou word of dalk gepromoveer word. Ja. My oorlede auntie het vir my gesê, wys hulle verkeerd. Ek het letterlik gehuil. Ek het voortgegaan. Dieselfde jaar, toe begin die klub se teams nie goed vaar nie en ouens onttrek of los die klub. Toe word ek nader getrek by die eerste span. 2023 was ook 'n laagtepunt vir my, want ek is 'n tipe persoon wanneer ek nie saam met iemand stem nie, dan gaan ek my hand lig en my opinie lig. En baie mense hou nie daarvan nie. Baie mense hou nie daarvan nie. Ons speel 2023 Robertson Town teen Montague Villagers op Montague. 'n Speler, daar's 'n jong laaitjie wat potensiaal wys. Hy wil graag video's opneem. Hy wil sy tyd opoffer vir die klub
ek sê vir my kan kom, ons wil ingaan by die veld, ons ondervoorsitter, keer my voor, en sê, ek kan nie ingaan met die kindie. En my woord aan hom is, maar ons altyd besoekers daar, die tuisspan laat, sy sekuriteit laat ons ingaan, en jy wil ook hier, nee man, jy is die mekaar, en ek loop. Maandag, 10 uur, kry ek 'n brief, dat ek word geskort. In die brief staan, ek veronagsaam Boland se reëls, ek het T-shirts verkoop, van die klub, en ek is nog nie seker wat die derde een is. Die Bolandse reëls wat ek veronagsaam het, is ek het nergens Bolandse reëls veronagsaam, ek het die ondervoorsitter, wat nie sy plek en tyd ken nie, het ek gevoel, jy was nie nou nodig nie. Wat die T-shirts aanbetref, ek het by PM Sport, het ek 'n sponsor gekry vir 100 golfers, ek het die T-shirts ontvang, ek het dit getel om seker te maak die totale klop, en dieselfde Vrydag nadat dit klaar is, en die voorsitter, ondervoorsitter, en die wedstrijd sekretaris en hulle die 2 bokse kom haal, en hulle is weg. Ek is toe onskuldig bevind, maar ek is steeds die mout, as die director na assistant coach toe. So daai is van die lows wat ek gekry het. Maar weer eens, soos ek al by Halde Facebook post van my gesê, ek is deur God geplaas hier by Young Good Hopes, en ek is happy wat ek hier gedoen het. En dis hoe ek maar met my lows deel, deur maar in my binnekamer met God te praat, en vir ondersteuning en leiding te vra. Okay. So coach kan dit dan beskryf van, dis 'n motto wat coach mee bylewe om deur moeilike tye te kom. Ja, definitief. Ek dink lately, op my WhatsApp status is dit baie meer motivation wat God het ons tot hier gebring. Yes. En ons kan staat maak om van hy stel nooit te leer. Yes. En ek kon dit, nou die dag of die spankaptein, kon ek het ook hoor dat in julle span, en hoekom het die jaar so baie anders op vir hulle was, is, dat klink, God was baie meer ingebring in die span, en ook om te help om die broederskap tussen mekaar te bou. Ja, ek kan byvoorbeeld sê, van dat ons in die kleedkamer kom oor die jaar, dan sing jy ons Christelike liedere. Iemand het grappender gewys gesê, yes, so maar ons bid dan baie, ons bid by die team talk, as ons by die veld kom, bid ons, halftime bid ons, na die wedstryd bid ons, so God is altyd in ons midde. As jy net kon sien, miskien was jy al in 'n posisie van baie van ons video's, op die bus, ons bid, ons sing, daar by die team talk, by Jasri se huis op Woester, God van Boe het amper al vir ons soos 'n volkslied geraak in ons kleedkamer, in ons team talks. Coach het nou al by 'n paar clubs gecoach, en coach het nou al klomp verskillende players gecoach nou al. Wat is coach se les of boodskap of philosophy, wat coach altyd op hard probeer te laat deurdring by die players? Dissipline is een, moet bereid wees om op jou eie hart te werk, jy moet 'n spanman wees, en dit wat jy geleer word, kan jy dit uitdruk op die veld, sodat jy in lyn met die team strukture kan funksioneer. Okay, so die dissipline is maar 'n baie groot. Hy's top op die list, top. Hy nie net wel in rugby nie, maar die mense alledaagse lewe. Absoluut. Ek sê altyd, ek gebruik dit wanneer ek skoolleiers gecoach het, dan is dit byvoorbeeld, ons weet hy's lief vir rugby, maar sy skoolwerk of sy maniere is uitlynend. Yes. Vat daai ding wat hy lief is voor, vat dit weg, sodat jy hom kan tot ander insigte bring by die goed wat hy nie byvoorbeeld gemaneerd is, of nie sy skoolwerk doen nie. Dan sal jy sien dit werk, maar hy wil nie daai belangrike ding rugby of sport wegvat nie. Yes.
En as goed coach noem het nou so, nee, ek het 'n rukkie terug met 'n skoolleier gepraat. En hy sou baie graag op by 'n groot unie of universiteit wil beland. En hy is goed in rugby, sy atletiek ook, hy's vinnig. Toe sê ek vir hom, maar sy sal dissipline moet aanleer in die klaskamer. Ongelukkig is dit nou so dat groter unies en universiteite in skole gaan, vir jou onderwysers ook vra, hoe is die mense dissipline in die klas? Want dit baat het, sy's 'n goeie player, maar nou vra hulle vir jou onderwyser, maar wat kan hulle vir ons vertel van die man? Hoe is ek punte, hoe is dit dissipline in die klas? So, dis baie belangrik dat baie laities of jong mannetjies moet nou dat jou dissipline op die rugbyveld en jou dissipline in alledaagse lewe en klaskamer moet so speelbeelde eintlik vir mekaar ken. As 'n wedstryd verloor of wanneer ek nou wedstryde verloor, dan is dit by my na die wedstryd almal is teleurgestel oor die verloor. Ja. My input is altyd, guys, ons moet almal hand in eie boesem steek, gaan huis toe, speel vir jou die game oor, kyk wat is jou aandeel, en laastens, moet niemand blameer vir die verloor. Ons as groep, afrigters ingesluit, ons vat die verloor. Want het gebeur baie dat spelers begin te vingerwys. Yes. Mense wat buite is, wat hou van die negativiteit, hulle koop in, en nou saai hulle nou onmin in die span. So ek sal altyd sê, guys, kom ons het as 'n team verloor. Kom ons gaan maak reg, dit begin by my, dit begin reg rondom tot daar wat die ou langs aan my. Dat ons goed gaan deurpraat met onsself, dinsdag aan kom ons oefening toe, of dan werk ons aan ons foute. So jy moet nooit gaps los vir mense om in te kom. Ja, daar is spelers wat ook mos nou maar ander mense buite die team aanhang en hulle ore uitluister. Jy moet deel daarmee. Maar omdat ek nou al oor die 30 jaar in coaching is, weet ek hoe en wanneer om wat goed aan te spreek. Partykeer los jy hom dat hy maar eers gaan, maar hy voel nou so, dat hy sy mind apply en later sal jy hom een kan roep en sê, kyk, die manier was nou nie reg, hoor. Maar is amper soos jy wil nou die referee question oor hy nou 'n strafskop begeet. 'n Referee moes nie daarvan nie. So hanteer die speler ook so dat hy ook gewoon net bietjie stoom afblaas, maar jy kry vir hom, is amper so 'n hond wat loop met die tou, as hy tou styf trek, dan kom hy na jou toe. Nou kry jy vir hom daar en verduidelik vir hom. Nie so nie, so. Yes. Coach, watter qualities dink coach het 'n mens nodig om 'n goeie coach te kan wees? Veral vir die jong spanne wat daaraan dink om ook in die loopbaan te volg as 'n coach, 'n jong upcoming coach. Ja, een van die belangrike punte wat ek dink is, jy moet 'n mens wees, jy moet 'n omgee hart hê. Die rede hoekom ek daar begin is, baie kere in games of in clubs in jou team, kom daar sulke versoeke, of daar is 'n need, dat 'n speler het 'n tekort daaraan, maar hy's 'n quality ou. Maar as jy nie omgee nie, as jy lewe net vir jou en jou vrou en jou kinders en niks met niemand rondom jou te doen het, Yes. dan gaan jy nie daai ou se need kan sien en sien die need wat hy het kan 'n verskil maak om ons as 'n team te wen. So jy moet 'n omgehaald wees, jy moet 'n mens wees. En dat help ook tog baie dat 'n mens baie analities kan wees en krities van hoe jy die game opsom. 100%. So jy as 'n coach moet jy as wat coach sê, jy moet 'n student bly want die moderne game vandag evolve, hy gaan Ja, ja, baie ouens soos my vriende, hulle lag vir my. Maar nou ons so kuier en nou het ons 'n paar blikkies Castle Lights plat gedrink en goed en nou kom maar rugby vraag op. Yes. Dan sal ek vir hulle demonstreer en blikkies uitpak en sê okay, daai ons hou in agterkop, daai ons sterkpunt is dit. Dan pak ek vir hulle uit hoe gaan ons daai sterkpunt afbreek. Die blikkie se rol is dit, daai blikkie se rol is daai. So my vriende oor die jare het my baie krities het hulle vir my gewys, nee man, daai stemmetjie saam, daai stemmetjie saam. Verduidelik vir my hoekom is dit so. Maar totdat ek vir hulle verduidelik het
het hulle dit verstaan, en die meeste van die ouens wat baie close is, support my wherever ek coach. Juist omdat hulle weet, nee man, die ou weet waarvan hy praat. Hy het al voor ons dit verduidelik. Die vraag wat die ou nou hier vraag, iemand anders dalk, is irrelevant. Ons weet waarheen toe ons op pad is. Verstaan nie? Yes. En nou soos coach nou so is daar dalk sekere coaches na wie coach opkyk of opgekyk het, soos coach nou ook nou al deur jare aangekom met die coaching en so. Ek het begin coach toe al reeds bekeer by Robertson Town, die hoofafrigter, en ja, ek het baie by hom gesteel. Ek het baie keer het ek Wellington toe gery, miskien 'n speler geneem om te gaan oefen. Dan het ek vir Dion Davids hulle daar gesien. Lance Senden. Ja, daar is ouens wat ek nou kan, dan Chris Oktober. Dis die manne wat ek weer gesteel het, en dan vat ek maar goedjies sit by halfweg om te kyk, gaan dit vir my werk. Maar meeste van die tyd gaan dit vir my oor kry die informasie, sift dit, maak veranderinge sodat dit maklik verstaanbaar is, eerstens vir jouself, sodat jy dit kan oordra en ook maklik ontvang word deur die speler. So daai is van die ouens wat ek nou vandag kan dink. En dan Alright, nou coach, nou kom ons bietjie by Janko. Geluk met die promosie na die groot uitdaging toe en sterkte vir volgende jaar. Maar kan coach dalk voor sê, wat was die boodskap waar julle coaching staff meestal gehamer het vir die players die jaar? Ekskuus tog. Ja, Roy, belangrik is dat van eerste aand af wat ek gekom het, en dat het toe, ons het almal toe dieselfde boodskap gepreek, dat ons wil graag vir Young Good Hopes uit die streek uit daar kry om Aston te verteenwoordig volgende jaar. So daai was ons dryf geweest. Ons weet daar was baie standpuntstote, maar dit was toe later 'n collective besluit dat alles wat ons doen, of jy nou kwaad kom van jou huis af, los dit by die huis. Of jy nou gelukkig is oor span keuse nie, los dit by die huis, want daar's een ding wat groter as ons is, en dit is die klub se wapen. En daai het vir ons gedryf om gefokus te bly. Wat ons sê, Young Good Hopes eerste. Yes. Die speler is tweede. So by einde van die dag was daai ons motto, en ek dink ons het redelik hard gewerk om daai gedeelte te achieve, en alle eer aan die Here. Ja, alle eer aan die Here. So die boodskap was Young Good Hope groot uitdaging toe. 100%. Groot uitdaging toe. En ja, ek gaan nou weer noem van soos Kepio Glass, dan het hy ook genoem dat hy weet daar moes koppige stamp gewees het tussen almal, maar want dat mos maar natuurlik, ons wil wen en ons het 'n doel waarna toe ons werk, en toe wat hy sê wat ook so mooi was, dat hy weet daar's koppe wat gestamp was, maar toch het die manne altyd by hulle collective goal gebly, en die manne het saamgewerk en alles, die players nie eens kon agterkom op dat daar koppe gestamp was, want ons moet opgaan hier, ons het een groot tweejaarplan wat gevolhard moet word. En dit is nice om te hoor dat die manne kon by hulle doel hou en by hulle. Ja, ek wil miskien net daar aankom. Ja, daar was definitief geskille, nie saamgestem oor alles nie. Op pad terug na die wedstryd teen Alberts, het ek die direkteur en dan Menikas ons drie toe voor in die bus gesit. En ek het toe aan hulle gemense, ouens, ek wil vir julle krediet gee. Daar was baie daar wat ons nie saamgestem het oor dit, oor daai en daai nie. Yes. Maar ek wil vir julle die respek gee dat ons het altyd die klub eerste gestel en ons het toegelaat dat daai geskille tussen ons gekom het en ons het steeds 'n brotherly ding gewys
sonder dat die spelers kan vingerwys, jong, daar's ietsie lekker by hulle. You understand? So ek het vir hulle dit gesê, dat dit is belangrik, dat spelers moenie weet hoe coaches voel nie. As daar's gevoelens betrokke. Yes. Baie mense maak uitlatings, of tree op uit emosie. Ek het geleer oor die jare dat emosie laat jou soms verkeerde goed sê of doen. Yes. Soos ek dink Hilton, Mr. Peterson het ook vir my gesê, is so coach. Ek het nou gesien, daai oura kwaad, en dan doen hy so, daai oura kwaad, dan doen hy so, maar ek sien, jy as hy iets negatief na jou toe kom, jy's kalm, jy stressie, of jy antwoord jy onmiddellik nie, en jy hanteer druk anderste. Dus ek maar ek kom nou baie lank aan, maar ek het ook oor die jare geleer, waar ek kursusse gedoen het om konflikhantering beter te hanteer as die next ou. Ja. Want soos ek sê, met die jare het ek gesien, okay, dis nie altyd nodig dat jy moet respond op ietsie. Yes. Lees dit daar en dit gaan jou dalk seer maak, maar by einde van die dag, as jy onttrek en speel dit jou weer oor en probeer analyseer uit watter hoek kom daai ou dalk, dan kan jy dalk sien, okay, dit was dalk nie kwaad bedoel nie. You understand? So dit is hoe ek konflik en kwaad hanteer. Yes. Ja, en as mense dit so doen, sy sit terug en sy vat hom van 'n wyeer angle af 100%. amper so dan verstaan 'n mens baie situasies baie beter en dan aan die einde voel jy ook maar beter dat ek nie respond het op dit. Ja, maar baie kere kan jy mos nou 'n speler ook, as jy ouers wat 'n ou top oploop, Yes. dan gaan jy nie die boodskap kry nie. Dan gaan jy sekere signs mis wat kritiek is. Yes. Maar as jy gaan en jy's kalm, dan kan jy sekere aanvoelings kry en observasies maak. Een van my hoofvakke was kommunikasie. Yes. So ek kan die nie-verbale kommunikasie kan ek optel. Daai nie-verbaal gee eintlik vir my baie beter Yes. feedback Yes. as die verbale praat met die goede. You understand? So daai is van die goed wat ek nou al oor die jare geleer het. Okay, wees kalm, relax. Moenie te emotional raak nie. Yes. Ja, want baie kere gee die leefstyl, hy gee verskriklik baie meer antwoorde Baie meer, as baie, as 100%. die woord. Coach, julle het nou die groot uitdaging bereik. Dit was die doel gewees nou. Kan coach dalk vir ons 'n bietjie meer ietsie meer deel wat of ook coach kan ook nog nie te veel weggee en so nie, maar wat kan ons van Young Group nou verwag vir 2026 en die groot uitdaging? Daar is obviously mos nou 'n ander doel nou weer. Yes. Ja, daar gaan baie challenges wees. Ekskuus tog. Maar ek weet verseker dat met goeie beplanning, goeie gesprekke en dan so vinnig as moontlik. Ek het nou eendag vir iemand gesê, baie van die klubs gaan nou in 'n resessie in. Na die afskeid is hy klaar. Young Groups kan dit nie bekostig. Want baie van my vriende, oudspelers het gesê, yes, so het coach aan jou lewe nie. As ons nou klaar is met die top 12 wat die laat einde November klaar maak. 'n week of 2 daarna moet ons op die veld wees. Dan moet ons al jobs ook net doen, ons net liggies. Yes. Understand? So my ding is, ja, kry jou strukture reg. As ek wil praat van strukture, hoe jou coaching gaan wees. Wat wil ons inbring? Ons gaan definitief strength and conditioning coach moet bykry. Wat gaan hard werk met die players. Ekskuus tog in die gym. Ons gaan ons programme so vinnig as moontlik moet opstel in terme van wat ons gaan doen in watter tyd van die jaar. Soos as Januarie kom, gaan ons byvoorbeeld meer werk met balvaardighede en samewerking met die SNC wat die fitness gedeelte doen. SNC wat die gym aktiwiteite gaan ran. Ons moet ons friendlies vroeg in plek kry. Ons moet gaan kyk, gaan ons die onder 21's deel maak van ons klub se setup wat ek sal sterk voorstel. Ons moet gaan analises maak in terme van hoeveel games gaan ons die jaar speel. Gestel ons sê ons speel 6 friendlies. Ek het 'n squad van 50 spelers. In hy 6 friendlies wil ek verseker
dat al 50 spelers equally time wedstrijd tyd kry, sodat ek 'n oordeel kan maak, pas die ou in, pas die ou nie in. You understand? So, daar gaan mos nou 'n tyd kom waar daar nuwe ouens kom met die bestaande groep spelers wat daar is, sodat ons 'n sifting kan doen. So voor ons begin met ons vriende, en we kan sê, okay, nee man, ons is bietjie short in daai posisie, ons is bietjie short in daai. So, jy moet ook seker maak wat hy wedstryde by gaan speel, almal kan nie 50 games 'n jaar speel. So jy moet gaan kyk dat jy die workload per speler moet jy minder maak. Yes. Sodat ons, wanneer ons in die belangrikste wedstryde kom, dat al ons 40 spelers is fiks, sonder beserings, sodat ons 'n groot pool het om te kies van, sodat ons die ander opponente aan vlagte kan speel. Ek het 'n voeltjie oorvlieg dat ons gaan heel waarskynlik in die Saldanha tournament ook speel. So daar moet ons ook regte manpower hê om daar kompeterend te wees. Ja, want die Saldanha tournament is 'n tournament wat nou 'n mens kan dit sê, 'n noem 'n elite tournament. Yes. En maar daar's baie blootstelling ook vir die spelers. Daar's baie blootstelling en hy's 'n geharde tournament. 100%. Coach, 'n mens is nooit te oud om te droom nie. Watter drome het coach nog wat coach baie graag sou wil bereik Deur middel van coaching. in coach se lewe? Ek dink ek het my chips gehad. Die dryf is nie meer vir my om provinsiaal te gaan afrig. Ek sal alles wil gee om deel uit te maak van 'n suksesvolle Young Kudos 2026. En dit is nou om die Holland kampioen te wees. Daai sal vir my nou al die plesier gee. Coach praat nou van die Alberts game. Ek wil net liggies vra in hy laaste 10 minute. Coach het nou gesê coach het bietjie senuwees, maar dis mos maar natuurlik dat 'n mens voor 'n game en alles dat. Hoe was die senuwees tot aanloop van daai wedstryd teen Alberts en die laaste 10 minute toe julle net voorkom te loop en toe kry hulle die geel kaart. Ek het vir die kaptein hulle gevra wat het julle vir hulle gesê toe hulle nou nog net so net 2 punte voorgeloop het in die halftyd. Wat was die woorde daai tyd toe aan julle, want dis crunch time en dis nou die laaste 40 minute wat nou gaan volg en ek het die game gekyk en toe kry hulle nou nog 'n geel kaart ook in die doodsnikke van die wedstryd. Ek meen, daai moet mense senuwees van dat toets alles binne in jou daai tyd, net. Ja, eerlik, ek is oor die jare is ek maar een van die kalm ouens wanneer dit kom by druktyd. Yes. Ek sal byvoorbeeld halftime sal ek die harde woorde gooi. Jy kan nou maar vir Lieme vra en die ouens wat nou gelowige ouens is, sal ek sê, druk gooi julle ore toe. Okay. Want dis hoe ek nou hier voel. Dan sal ek nou die donder weer en die reën en allerlei goede daar gee. Yes. Maar spesifiek waar hy verwys, dit was toe later 'n wipplank. Yes. Een ding wat ek kon sê in die game is dat Steven Johnson, Keenan Battery, se leer, hulle is afgaan, nee. Yes. En nou daai ouens het die hele seisoen het ons daai manne gespeel tot 80 minute. Maar ek het vir die coaches en ek en coach Onkie het gesê, kykie, kom wat die beste is vir die team. Yes. Ons moet hy ou afval want hier's Espen nog buite. Espen is 'n flippend goeie ou in die lug. Lekker atleties. Kan vir ons lyn staan behoorlik kry en ons soek nuwe energie. En ons het gevoel nee, maar dit moet nie 'n sentiment decision wees nie. Wanneer jy met jou hart dink, dan gaan jou hart sê nee, ons gaan daai ou se gevoelens seer, maar die insinne. Dit gaan nie oor gevoelens hier vandag nie. Dit gaan oor wat die beste is. En die brein het gesê, kom ons kry vars bene op wat hulle gaan. Maar wat hy geel kaart aan betref, ek was daaroor ongelukkig. Yes, so. Ek het so gekyk na die kantlyn toe, want iewers, ek wil net die AR se body language kry. Want hy het uitgegaan en ek die vlag gewys.
En ek probeer nou hom volg en ek dink net die rooi nie. Toe kry mens die geel. Yes. Toe het ek nou want een van die ander ouens het my gesê, dink sok dat er nog 'n klap ook. Dis hoekom ek gesê dit net die rooi nie. Ja. Want hy klaar hoog geduik. En dit is gevaarlik met force en die slaan. Ja. En gelukkig was dit toe nog nie rooi nie. Maar daai was nog as vir my 'n bietjie nie senuweesie. Ek was omgekrap oor die manier en die tyd waarin ons op hy te stadium van die wedstryd was daai nou 'n roekelose besluit geweest. Ja. Verstaan nie? En toe maak hulle die fout om nie die punte te vat en hulle speel toe vinnig. En eventually kom die bal op punt uit en daar kry hulle die Penalty. yes, daar kry hulle die turn. Cowan het die turnover penalty vir ons daar Yes. bewerkstellig saam met ek dink is Sean. Ja, hulle was twee. Sean en hy die tek of Bella een van maar ek weet Cowan was definitief oor wat gesteel het. Maar wat ek net wil uitwys is ek het vir die ouens stuk so verduidelik. Daar was so 'n jong laitie, Sean J of something van Albos wat opgekom het wat basically deur ons hele team gehad het om te gaan druk. Yes. En daai penalty wat hulle kry, wat hulle moes paal dis skop, want hulle skopper was die sleg, Ja, nee. was Jace die jong man wat vinnig getik het en haar gaan nie bal. Ja. So wat ek daardeur wil sê is jong mense gee nie om hoe laat dit die nag is as jy wil kuier. En dan gaan hy maar slaap en môre moet die mense maar happy wees. Nou daai was nou so 'n roekelose ding wat hy nou net getik het en skryf die bal met die hoop hulle gaan buite wees. Maar ons defense was toe daai tyd beter georganiseer en ons het toe die turnover bewerkstellig daar. So jong man, ek hoop daai jong man het iets geleer uit daai game. Ja. Dat daar kom 'n tyd dat jy die span moet eers stel in plaas van vir jou Yes. self van daar moet net 'n penalty wees as op hulle paal te wen hulle en hulle wen dan 38-37. Ja. En toe daai turnover gebeur en toe kan coach sê toe voel coach daar nog 'n bietjie meer jy wag hier het ons die ding nou in die sak. Nee, die mense van Albert, die was so sê maar seker nou 'n groep spelers. Hy loop maar so af, ek het so nie onderkant by die draad. En toe dit nog gebeur dat jy penalty kry het, ek sê dankie Vader. En hulle het nog gesê jy is nog seker bly nie, ek sê ek is bly want jy het mos nog nie die kans Ja. benut om punte aan te teken. Sorry, en in sulke games vat hy die punte en julle moet ook as hy intensity en alles maar is baie belangrik om te moet kalm besluit. Ja, kan ek gou vir jou so onderbreek daar. Yes. Want nou ons het ook kanse gehad om punte aan te teken, ons het ook nie gevat nie. Yes. Ook in die paal se beksel mense dus. Ja. Maar die vader het dit so bestuur Yes. dat dit so moet kom. Yes. So understand, die vader het so bestuur want probeer jou dit was nou maklik. Ons loop 10-0 voor. Ons is in die wolke. Ons kry 'n kans. Ons het 'n Keenan breek, battery breek. Dis 4 ouens langs aan hom. Hy het net pas 17-0. Yes. Understand? Daarbij sê ek weer, die vader het dit so bestuur dat die game so tough moet wees. Dat het 'n nailbiter moet wees wat het moet wees, Yes. of wat het was. En ons kan nie anders om dankie te sê. Yes. En om eerlik te wees, was ek ook self senuweeagtig en ek dink manne asseblief hou net manne asseblief hou net. En toe daai turnover daar gebeur en toe dink ek, ja, dankie man. Nou kan die manne kom finaal. Ek hoop die game is dan nou af na die dan sê ek toe nou ja, hoe voel hy coaches nou en hoe voel die manne nou toe hulle daai turnover sien daar gebeur. Want ek het 'n sens van verligting gehad want toe voel dit vir my, dankie nou kan die manne finally kom wys Yes. in die groot uitdag wat binne hulle ook steek. Van in daai moment toe hy turnover gebeur, toe sê ek vir myself nee wat. Daar is nie nou meer omdraai kans nou nie. 2026 is Jan Groep in die groot uitdag. En soos jy sê, die vader het dit bestuur 100%. en die manne moet dit nou net hulle kanse voluit gebruik en benut en alle sterkte vir hulle en vir coach hulle met die beplanning wat nou nog in die jare moet gaan. Ek hoop alles sal mooi verloop vir julle.
Coach, dan het ek nou nog net 'n laaste vraag. Het coach dalk 'n woordjie van bemoediging vir die jong spanne en ietsie 'n stukkie padkos vir hulle? Ja, ja, ek dink daar's 'n Bybelversie wat sê eer jou vader en jou moeder sodat jou dae verleng mag word. Daar is rede hoekom dit so is. Wees gedissiplineerd. Doen jou skoolwerk. Ek dink dis belangrik. Meeste van ons wil heroes raak, ons wil permanente werk, coaching werke of rugby in 'n professional setup gaan. Maar jy kan een besering kry, dan is jou hele loopbaan tot niet. So dan het jy 'n backup om terug te val Yes. op jou akademie. Yes. Droom groot, maar wees bereid om hard te werk. Want niks in die lewe is maklik. So baie sterkte vir die jaar wat voorlê, vir al die studente, eksamens. Kom ons maak 2025 'n suksesvolle jaar op akademiese gebied. Vir Young Good Hope se manne, gemeenskap, ondersteuners, kom ons pak die top 16 aan met dieselfde ywer, entoesiasme wat ons die season aangepak het. Ek glo en vertrou ons gaan suksesvol wees, want God is met ons, soos wat hy nou hele jaar was. Baie dankie vir die geleentheid, Jolien en meneer Conradi. Ek waardeer dit. Dit is die eerste keer wat ek ook tipe van 'n live onderhoud het. Al lyk dit soms dat ek gemaklik is voor die kamera, maar ek is gewoond aan voor klomp mense praat. Dis steeds op bietjie DJ, so dis waar die comfortable feeling voor die kamera is. So nogmaals dankie en sterkte met julle goeie werk. Asy baie dankie aan jou. Coach, ons waardeer dat coach stam ons kon inkom sit en ons waardeer die insigte wat coach gedeel het. En ons, ek hoop daar is manne wat geluister het en ek kan baie wegvat van wat coach vir ons gesê het en ek hoop daar is nog ander manne en dames wat kan wegvat wat coach met ons gedeel het vanaand. So baie dankie vir Baie dit. dankie. So, daar het julle dit. Ons het vir coach Ankel vanaand saam met ons gehad op Radio 67. Dankie dat julle hier was. So, ons hoop julle het ingeneem waar dat coach se experiences gehad wat hy met ons gedeel het. So, pas dit toe in jou daaglikse lewe as jy kan. Probeer gedissiplineerd wees. Wees jy lekker mens en ander. So, dis al van ons kant af by Radio 67. Baie dankie, Sport baie dankie. 67. Ons is Radio 67 tot binne in jou sportveld. Baie dankie.